Ek neem aan net die helfte het gehoor. Goeiemôre aan elkeen. Hy's nou aan. Dis beter. Mag die Here vir ons elkeen ryklik seën. Ek wil u graag nooi om die Bybels oop te maak by Openbaring 14 en dan Openbaring 18. Openbaring 14 en Openbaring 18. Twee geweldige belangrike gedeeltes. Ek lees eers uit die ou Afrikaanse vertaling, Openbaring 14 vers 7. En dit sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En dan hoofstuk 18 vers 4, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Ons lees tot sover. Kom ons sluit net die oë en ons doen 'n gebed saam. Ons hemelse Vader, ons vra vanmôre van U, terwyl ons al die eer aan U kom gee en lofprysing, vra ons vir die leiding van die Heilige Gees om ons te help met die onderwerp vanmôre. Ag liewe Heer, terwyl die dingetjies geopenbaar word, gelees word, genoem word, beklemtoon word, herinner word, vra ons vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Maar nie net in ons lewens nie, Here, vandag, veral in vandag se onderwerp, bid ons vir diegene wat so lank terug in die kerk was. En ons verwys nie net na die gelowiges in ons gemeente nie, Heer. Ons verwys na die wêreld. In elke gemeente, in elke kerk, waar daar so baie menigtes nie tot aanbidding gesamentlik met medegelowiges gaan nie. So lei ons, liewe Here, tot 'n antwoord en tot 'n besef, sodat ons wel die regte besluite kan neem wanneer dinge ongemaklik raak of wanneer dinge met ons gebeur, dat ons nie daai besluit sal neem om net weg te bly nie. Seën ons asseblief in Jesus naam. Amen. Daar het ek die boodskap alreeds verklap in die gebed, maar ons kyk na die skudding vanmôre, die rede hoekom mense verlaat. Die heel eerste wil ek graag noem, voordat ek voortgaan met hierdie onderwerp, wil ek wel noem, ons moet versigtig wees om vandag hier weg te loop, en te dink as ons iemand nie 6 weke, 2 maande, 3 maande of 'n jaar laas gesien het, te sê hulle is nou uitgeskit. Ons moet vreeslik versigtig wees, want dit beteken ek en jy sal die oordeel vel wat nie aan my en jou behoort nie. Ons ken nie die mense se hart nie. Inteendeel, daar word wel vir my ons gesê, en dit is wat so wonderlik is, en ek so graag hierbo wil eindig, maar ons gaan moet na 'n paar gedeeltes kyk, want miskien het ons 'n wanindruk oor die skudding, 'n wanindruk oor mense wat kerk verlaat, maar ek wil noem dat baie van ons geleedere wat dalk die kerk verlaat het, deel van die profesie wat plaasvind na die sondigwette wat intree, word daar vir ons geskrywe dat baie van hulle gaan terugkom. Ons lees altyd daar's baie wat uitgaan en daar's baie wat inkom. Die baie wat inkom, ek het altyd 'n gedagte gehad dat dit baie van die wêreld gaan wees wat inkom. Inteendeel sê dit is baie van die wat die kerk verlaat het wat weer sal terugkom en min van die wêreld wat sal inkom. Dit bly nog hartseer as daar min is dan van die wêreld wat inkom, maar dit bly vir my en jou motivering om die evangelie te versprei, sodat hy laaste een tot bekering kan kom en dit ons huis toe kan gaan. Maar vriende, ek spring weg met ons skriflesing wat ons gehad het, en dan net gelees het, ek wil dit net graag herhaal, ek wil graag net iets beklemtoon daar. Dit sê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Na die donker eeue, soos ons die profesie en die geskiedenis ken,
is daar hierdie herlewing wat plaasvind en die Heilige Gees stuur 'n boodskap uit en daar's 'n indruk, Jesus gee openbaring en daar is die stelling vir ons, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van die oordeel het gekom. Vrees God en gee hom heerlikheid, kom terug en wees hom gehoorsaam, kom terug en kom aanbid hom. Want vir 'n lang tydperk was daar nie 'n sterk aanbidding gewees nie, daar was die donker tyd, Bybels was weggeneem, tog was daar wel die wat uitgestaan het, die waarheid gekoester het, en die naam van Christus aangehou bid het, en hulle het hulle lewens verloor, baie van hulle, by die duisende, soos ons die geskiedenis lees. Maar liewe vriende, my fokus is hier op die aanbidding, en om die Here eer te gee. Vandag waar ek en jy hier kom om 'n boodskap te kom ontvang, is nie net om 'n boodskap te ontvang nie, ons kom ook om liedere saam te sing tot eer van die Here, om tot lofprysing, om hom lof en eer te gee. En dit is fenomenaal. En dit het net weer eens uitgestaan in die donderdag aandse lesings daar by die biduur met die studie van die Bybelse of Godse feeste. En dan die offerandes. Ek wens ek kan sommer dit nou doen en dan net aangaan tot vanaand, want dit is baie lekker en intiem daai. Ons gaan op 'n stadium gaan ons dit sal ons dit wel opneem en wie kan aanstuur. Daar is ander wat ek ook glo wat dit al opgeneem het. As ek en jy dink ons het nie nodig om na die Ou Testament te kyk, ons het nie nodig om te weet van die vervulling van dit wat waarvoor gegee is nie. Ons weet dat die Lam van God het gesterf op die kruis en hy's weer lewendig en dit is dit. Maar ek wil graag vir julle sê, daar is so baie wat ons kan leer oor daai feeste. En daar selfs 'n beweging wat plaasvind net 'n paar jaar terug. Hulle self afgesonder, hulle is uit die kerk uit en hulle glo hulle met die feeste onderhou. Baie van hulle het ook die ding kwyt geword dat daar's nie 'n derde persoon in die Godheid nie, die Heilige Gees bestaan nie. So as jy eers begin om Bybelse goed kwyt te raak, dan raak dit al hoe groter en al hoe groter. Dit raak selfs so groot dat daar verklaar dan word dat Jesus is ook nie God nie. So vriende, daar is 'n groot waarskuwing dat ons by die waarheid moet bly, soos ons lesstudie ook vandag gesê het. En juis om na daai feeste te kyk, na die offergawes, offerandes wat opgesit is, maar elkeen te kyk, is daar 'n les vir ons van hoe ons die Here moet aanbid. Is daar enigeen van u wat voor die grondlegging van die wêreld in die hemel was en Jesus aanbid het daar? Steek net baie hoog die hand op. Niemand nie. So nie een van ons weet wat ware aanbidding was in die hemel nie, in die heelal. Daar was aanbidding daar's aanbidding wat in die toekoms is. So daar's altyd aanbidding. En dis kom aanbidding is 'n goeie onderwerp om te bespreek. Maar vriende, ons los dan daai onderwerp, ons kan aanhoudend 'n bietjie gesels daaroor en 'n bietjie meer gesels soos die tyd verloop. Maar vanmôre wil ek graag kom en na die vraag kyk, waarom verlaat mense die kerk en geloof? Ons het daardie dag 'n Saterdagoggend program ook gehad, wat een van die ouderlinge die boodskap ook gegee het en 'n paar baie goeie kenmerkende punte gestel het. Ek wil nie graag daai punte herhaal nie. Ek wil net die boodskap in 'n ander rigting gaan en 'n antwoord gee op 'n gedeeltelik van hoekom mense verlaat. Wat ons nie altyd aan dink nie. En die gedeelte het ek eintlik al klaar verklap toe ek nou praat van die skudding wat plaasvind, die uitskit ensovoorts. Maar kom ons kyk net sit 'n bietjie dinge aan. Heel eers wil ek begin tweedens wil ek begin en die gedagte plaas. Wie se skuld is dit as iemand verdaag? Julle kan daar so sien, is daar in Engels, his fault, her fault, their fault, not me. Dis sy fout, dis nooit my fout, dis die predikant se fout, dis die ouderling se fout. Dis daar een daar wat so gesê, dis die een wat iets van my geskinder het, dis hierdie ongemaklikheid, die ons soek die enigste klein dingetjie of groot ding wat kan gebeur en ongemaklik laat voel, en dan is dit iemand se skuld dat ons net ver weg bly. En ek wonder by myself, as ons kom met so 'n verskoning, wat dalk baie ernstig mag wees vir jouself, maar hoe gaan ons die Here aan hom verduidelik as ons voor hom kom en vir hom sê, ek kom jou nie aanbid, waar hy vir my gesê het ek moet, as gevolg van die of daai of daai.
En die hele fokus is, liewe vriende, ons kom hier om die Here te aanbid, om die eer aan die Here te gee, nie aan mense nie. Ons is nie eers om te bekommerd te wees oor wie praat vanmôre nie. Ons hoef nie eens bekommerd te wees oor wat ons gaan sing nie, want elke gedeelte is daar in lofprysing tot die Here. En as die boodskap kom, maak nie saak wie dit gee nie, dit kom van een af, van die werking van die Heilige Gees. Partykeer bly ons weg van iemand, ek laat nie die ou se stem nie, ek hou nie van die klem daar nie, ek hou nie van die nie, ons raak baie kieskeurig, maar glo ons nie dat die Heilige Gees deur hulle werk nie. Miskien hou ons nie van Jakobus nie, maar meer van Paulus. Of miskien like ons ook nie Paulus nie, ons wens Moses was hier. Ons kan baie kieskeurig wees. Maar vriende, daar gelaat, net 'n paar opsommings van wat baie keer gebeur, is dat daar verhoudingprobleme is, konflik, of vriendskappe wat skei, en dan kan ons nie meer op dieselfde plek aanbid nie. En as ons hier kom, dan loer ons mekaar en sê, ek kan nie hier wees nie. Want ek voel ongemaklik oor daai een. Ons het 'n verhouding gehad, maar nou nie meer nie. Verhoudings wat kwesbaar raak. Dwaalleer is dalk 'n ander ene. Ek stem nie meer saam met wat julle sê nie, so ek gaan maar by die huis bly of ek gaan soek 'n plek waar ek inpas. Ek sal eintlik eerder daai een aanraai, dit klink nou baie lelik, maar as daar iemand is wat nie meer glo soos ons glo nie, is dit vir jou beter om 'n plek te gaan soek van wat jy glo. Want dis 'n leenaar wat sê ek gee maar 'n voorbeeld om te sê ek is 'n sewende dag adventis, maar ek glo nie in leerstelling nommer 3 of nommer 4 of nommer 5 nie. Dan is jy mos nie meer 'n sewende dag adventis nie. So die groepies wat jy hulle self afsonder omdat hulle iets verander het, hulle is nie meer sewende dag adventiste nie. Dis hoekom hulle het ook hulle name so klein bietjie verander. Hou die woord sewende dag adventis, want dit klink vir hulle nog, ons voel veilig. So hulle noem hulle byvoorbeeld miskien die geskiedkundige sewende dag adventis, hulle het baie gefokus op die geskiedenis, en dan kry jy so baie verskillende ander. Ons kan dit op 'n ander dag bespreek, daai gedeelte. Miskien is daar iets niets in jou lewe wat jou weghou van die kerk af, om Jesus hier te kom aanbid. Of is daar miskien iets meer lewendiger wat jy iewers anders te vind? Dis dalk lewendiger om na sport te kyk, of daar's dalk 'n kerk wat bietjie meer lewendiger is, wat jy jouself wil daaraan verwonder. Miskien is daar die weg waar daar meer vrede is op 'n ander plek. Of jy kry miskien nie genoeg aandag hier nie, jy kry dalk aandag op 'n ander plek. Of jy kyk te veel na ander mense en jy oordeel of word veroordeel, dit kan ook een wees. Of miskien hier's 'n baie ernstige een, miskien is daar dalk waar jy siek word. En dit is dan nie 'n skudding of enige iets van die aard nie, jy kan dit nie help nie. Dis wanneer die kerk moet optree en jou kom besoek. Die ouderlinge, die diakens, die lidmate, die persoon te kom besoek en saam daar by die huis te aanbid, maar alleen los is nie 'n opsie nie. Ons het net nodig om daarvan te weet. Weet jy, dit is die hartseer gedeelte van die bediening. As jy so oor 'n paar maande, ek kan baie voorbeelde gee, maar ek onthou die een dame, dis nou nie hier nie, dis 'n paar jaar terug. Ons het so 'n seminar gehou en die persoon dog, laat ek by hierdie seminar by en dit klink interessant. En die eerste ding wat die persoon vir my sê, ja, leraar, weet jy, ek was 'n paar maande terug in die hospitaal. Regtig? Ja. En jy het my nie besoek nie. Ek was half dood gewees. En my leraar het my nie besoek. Dis hoekom ek nie na jou kerk toe kom, maar die Here het my gekonwins. Ek moet nou weer probeer, so ek is hier vir die seminar. En ek sê baie dankie, maar ek is bly om nou te hoor jy was in die hospitaal, want ek het nie geweet nie, ek het nie gehoor nie. Weet, mense bel nie meer nie. Ons moet gelei word deur die Gees. Daar's 'n lidmaat wat nou by daai hospitaal gaan. Hy Pieter daar. O, wag. Daai net 'n maagseer, ek moet na daai huis toe gaan. Ons gaan nooit weet as ons nooit gesê word van die dinge nie. Maar ons kan baie keer aangekla word. Skam om terug te kom. Miskien is ons vir een of ander rede weg van die kerk, maar ons is so skaam om terug te kom. Die rede daarvoor is vir die oordeel. Wat gaan hulle sê? Waar gaan ek vir hulle sê waar was ek? Ek gaan nie vir hulle sê ek was by die rugbyveld nie. Ek gaan nie vir hulle sê ek het weer in my ou weë gegaan nie. Ag vriende, ek dink ons gesindheid moet van so 'n aard wees dat hulle welkom voel. Maar in elk geval, ons kan daai bespreek op 'n ander dag ook. En of die ander gedeelte is, ek vind niks vir my hier nie. Ek sit hier, maar ek vind niks vir my en ek is leeg. Inteendeel, ek wil weer beklemtoon wat ek al gesê het.
Hierdie gaan nie oor wat ek hier ontvang nie. Dit gaan oor hier dat ek gee eer aan Jesus. Openbaring 14, die eerste engel maak dit baie duidelik. Vrees God en gee hom heerlikheid, want ons het vergeet om eer aan hom te gee. Ek en jy kom Sabbat na Sabbat om God gesamentlik te eer en te prys. Vriende, dan Lukas 22:31 sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Satan het 'n begeerte, ons het dit vanmôre ook in ons lesstudie gehad. Hy wil ons so die mekaar maak dat ons nie meer 'n verhouding met die Skepper kan hê nie. Dat ons eintlik so half en half wegval, want hy is so vervals uit die waarheid vir ons. Maar vriende, die stelling is hier gemaak, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Satan is daar, hy het die begeerte, hy het die oomf en hy het die vuurde en hy is vuurwarm, hy weet sy tyd is so min, maar hy begeer om my en jou te kom sif. Wat beteken sif? Om ons uit te sif, om ons hier uit te gooi, dat ons kan ver weg gaan en die verhouding kan mis met die Here. Ons kan dalk iewers te sit en sê, maar ek is so fyn, maar jy is nie fyn nie, want daar's nie aanbidding nie, daar's geen eer nie. In die Ou Testament moes die Israeliete byvoorbeeld Jerusalem toe gaan 'n paar keer in 'n jaar, net om die fees te gaan vier. Maar alles is nuut gemaak daar nou, daar is vervulling wat ingekom het, nou is dit die Sabbat. Van Sabbat tot Sabbat kom ons en ons gee hom eer. Waar? Gesamentlik as medegelowiges. En vriende, baie keer laat ons toe dat die Satan ons kan sif, omdat hy vurig is. Hy hou glad nie daarvan dat ons 'n verhouding met hom het nie. So vriende, elke gelowige word oorweeg en getoets en aangeval. Ek wil graag dalk miskien sê, en dit klink amper so asof die Here ons toets. Die Here sif ons uit. Maar ons sif ons eintlik self uit. As ons nie meer inpas nie, dan sif ons onsself uit. Die Here se begeerte is dat ons almal hier kan wees en hom aanbid. En daarom sê ons baie keer, hierdie is 'n huis van sondaars. Enigeen kan net kom. Kom soos jy is. Is dit nie die uitnodiging wat die Here sê nie? Kom soos jy is. Kom net. Want soos ons kom en hom eer betoon, gaan die Heilige Gees begin werk in ons lewens. En daarom kan ek en jy nie mekaar oordeel. Ons kan mekaar loer en sê, jy doen nog hierdie of jy lyk so of die. Nee, ons kan nie daai doen nie, want die uitnodiging is vir almal. Kom soos hy is. Gee eerbied aan die Skepper God. Maar Satan kom en hy is nou eintlik die dinge wat ons dit wil voorkom dan asof ons getoets word en aangeval word, want hy wil ons uitskit. Die skrywer Fernando, ek kan nou nie daai van uitspreek nie, ek is nie van daai nasie nie, chai something. Maar hy skryf daar in sy boekie Preparation for the Final Crisis, 'n uitstekende boek. Hy plaas die profesie baie mooi in volgorde. Maar hy sê daar, die vyand weet dat sy tyd kort is en hy sal met verhoogde mag te werk gaan om soveel as moontlik te kry om in afvalligheid te gaan. Vriende, as hy ons kan kry om net ietsie kleins van die waarhede en die leerstellings byvoorbeeld net skeef te draai, dan het ons nie meer die waarheid nie. Die volle waarheid maak ons vry. Die volle waarheid maak ons vreugdevol. Ons kan nie, soos ons lesstudie dit vanmôre baie duidelik gemaak het, ons kan nie net kompromie aangaan met een of twee. Dis nie so erg, net die een dingetjie sal ek nie meer saamstem nie. Ons kan nie dit doen nie. Vriende, Lukas 22:31 sê die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En dan wil ek julle graag herinnering aan die volgende. Ou nuus, maar tog tydige nuus, huidige nuus. Ja, soos jy daar op die skerm kan sien, daar's 'n geel streepie wat sê nou, miskien is daai lyn bietjie te ver weg van die genadedeur wat sluit daar. Ek weet nie hoe jou afstand wil voorgee daar nie, maar dit is so naby aan die sluit van die genadedeur. Die paar dinge wat in vervulling moet kom, een is daar is hervormde beweging. Dit het klaar plaasgevind, ons is in die beweging. Daar's 'n verseeling wat moet plaasvind. Dit is tans besig. Daar's die laatreëns wat moet plaasvind. Daar's die luide geroep wat saam met die laatreëns gaan en daar's die vroeë tyd van benoudheid en dan is daar die skudding wat moet plaasvind. So ek en jy wag vir die skudding of het dit al gebeur of het dit al begin gebeur? Ons gaan nou vir jou antwoord gee. Maar dis daai paar dingetjies wat nog moet plaasvind, dan sal daar die sonnige wette kom en dan is daar die gesluit van die genadedeur en dan kom die pla, die 7 pla. En dan is daar net na die
Sondagwet is daar, die verlaat die klein dorpe, en dan daarna is dit die groot verdrukking, dis wanneer ons die klein dorpe verlaat, na die Sondagwet is wanneer ons die stede verlaat, dan is dit die koms van Jesus. Maar vriende, al wat ek daar wil vir julle net aanwys, ek het nou baie gesê, net om een ding aan te wys, dat daar moet 'n skudding plaas, en daar is verkondig, daar's 'n profeteer deur ons meester self, daar's 'n skudding wat plaasvind voor die genade deur wat sluit. Vraag, wanneer begin dit? Vriende, baie val uit die kerk weens hul eie louheid. Dit word vir ons verklaar in die tyd van Laodicea, God self sê, mag jy eerder koud wees, dat jy kan uitspoeg en jy net kan oordeel, maar jy maak dit nou moeilik, nou is jy lou, want jy wil my aanbid, maar jy is ook deel van die wêreld. Dis 'n gruwel vir die Here. Dit mislei ook ander, as ek nou as 'n pa miskien byvoorbeeld in louheid lewe en my kinders kyk na my, dan sien hulle maar, dis nou, ja, hierdie Christendom maak my de mekaar, want hy verkondig die, maar kyk hoe lewe hy. Ander woorde, ek beïnvloed ander mense se ewige lewe. Dis kom die Here haat daai louheid. Hy sê, ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Vriende, net 'n totale oorgawe aan God sal groei beleef en vas staan. Wie is verantwoordelik vir daai oorgawe? My en jou se besluit. Elkeen van ons besluit self. Maar hierso is iets in verband met die sifting in Testimonies to the Church, volume 1. Dis wat so belangrik is om daai 9 boekies te lees. Op bladsy 429 sê daar, en ek het gesien dat ons nou in die sifting tyd is. Daar's 9 volume van daai boekie. Die 9de volume is die nuutste, die naaste aan ons, maar al 9 is baie belangrik. Wanneer is daai boekie geskryf? Ek vra 'n vraag, maar ek het klaar die antwoord daar neergeskryf. 1855 tot 1860 het sy daai Testimonies to the Church volume 1 geskryf. En daai tyd het sy gesê, en ek het gesien dat ons nou in die sifting tyd is. So wanneer begin die sifting? Volgende jaar? Die jaar daarop? Dit het reeds begin. As ons dit dan so sien, dan kan ons bevestig. Kom ons gaan gou na geskiedenis. As ons 'n geskiedenisles kan doen, ons net 'n baie kort, ons nie baie tyd nie, maar ons weet daar van 1844, daar was gedagte gewees, die tweede koms van Jesus gaan nou gebeur. En daar was 'n afwagting, toe besef ons het 'n fout gemaak. Dis eintlik die heiligdom wat herstel. Maar daar was 'n afvalligheid. Nie ons wil nie meer nie. Ons het nou gehoor hy kom, ons was klaar teleurgestel. Ons stel nie meer belang nie. Julle groepie, ons stel nie belang in julle nie. Nee, en daai gaan nog aan tot vandag. Daar's baie mense wat sê ons stel nie belang, ons is nou moeg gehoor. Jesus kom. Nee man, nou stel dit uit. En Petrus sê hy stel dit nie uit nie. Hy wag tot die laaste tot bekering kom. Maar van daar af was daar al 'n skudding wat baie was deel van die beweging. Hulle was so warm. Ek gaan vir julle die dingetjie later vandag stuur. Dit is op ons, baie van julle het dit dalk al gesien, daar's 'n rolprent gemaak van die geskiedenis van daai tyd, area tot hulle die kerk georganiseer het. Fantasties, net om vlugtig, hulle kan nie al die geskiedenis inpas nie, maar is mooi gesien, het om na die dag gekyk, en dit was so lekker om te sien hoe die ouens opstaan, en die woord net wil verkondig. Die arme boere, hulle staan, ek's nie 'n boer, Here, ek kan nie praat nie, daar gaan praat hy, en daar die wêreld word omgekeer. Jesus kom. Verkeerde boodskap, maar die herlewing wat daar plaasgevind het, wow. Maar daar was 'n groot skudding daarna, en van daar tot nou, bly daar hierdie sifting wat plaasvind. Die kragtige skudding het begin, en sal voortduur, en almal sal uitgeskit word, wie nie bereid is, om te staan in die tyd vir waarheid nie, en homself te offer vir God en sy saak nie. As ek en jy nie die belange en die begeerte het om te staan by die waarheid soos die woord dit gee nie, dis wanneer ons uitgesif word. Dis wanneer ons uitgeskit word. Ek onthou daar was 'n lang tyd terug wat hulle met Walter Fight een keer gesels het, 'n onderhoud gevoer het, en hulle het hom die vraag gevra, hoe gaan die skudding werk? Ek onthou nog sy woorde, hy beklemtoon hierdie, en hy sê daar, nee, is die waarheid wat ons sal uithaal. So as jy nie die waarheid aanvaar nie, word jy uitgeskit. Vriende, 1 Testimonies to the Church sê, karakter word nou ontwikkel. Met ander woorde, terwyl ek en jy groei, terwyl ek en jy van Sabbat na Sabbat aanbid, elke dag Bybelstudie doen en eer aan die Here betoon,
Dag na dag groei ons geestelik. Hy sê karakter word nou ontwikkel. Engele van God weeg die morele waardes. God toets en sit sy mense op die proef. Die woorde was aan my voorgegee deur die engel. Let op, broeders, of daar 'n donker hart van ongeloof in jou is, in die weg beweeg van die lewende God. Jy sien, ons kan foute maak, ons kan nog sonde verrig, ons kom van nagmaal tot nagmaal, ons lê dit vir die voete van die Here neer, ons vra vergifnis en ons laat dit staan, en dan tot volgende nagmaal, en sal weer 'n ander sonde wat die Heilige Gees aan ons betoon. So daar's hierdie geestelike groei, die karakter word gevorm, maar hierso word gesê, karakter word nou ontwikkel, engele van God weeg die morele waardes, God toets en sit sy mense op die proef, die woorde was aan my voorgegee, let op broeders, of daar 'n donker van hart, so as daar 'n donker van hart en van ongeloof is, kan daar nie geestelike groei wees nie. So as ek iewers te langs die pad sê, ja, ek sien wat die kerk sê, ek sien wat die leraar sê, ek sien wat die woord sê, ek sien wat die gees van profesie sê, maar ek stem nie heeltemal saam nie. Ek dink dit is, wel, kom ons sê C, D en E. Maar dan pas ons nie meer so mooi in nie. My karakter pas nie mooi in nie, want my morele waardes, die stelling wat deur God self geïnspireer is, aanvaar ek nie. Ek het my eie denkwyse. Ja, en word ons 'n bietjie uitgesif. En dis Satan se manier, dis kom my en jou gedagtes wil plant wat bietjie anderste is as God se sinne. Vriende, ons wys baie keer na Judas. Ons het laas keer gepraat, kan julle onthou die woord paradidom hier, wat verraai beteken, waar Jesus verraai het, oorgegee het. Wel, ek wil dit net weer herneem, ek gaan nie weer die hele boodskap gee nie, maar as jy hom gemis het, gaan kyk op die YouTube daar, op ons kerk se YouTube, is daar die boodskap, maar ons kan die Here verraai, ons kan hom oorgee, deur om nie die waarheid te aanvaar en uit te leef nie, paradidomie. En as ons soos Judas maak en verraai, of die Here oorgee, of die waarheid oorgee, en iets anders te glo, dan word ons uitgeskit. Judas was uitgeskit, hy wou nie tot bekering kom nie, hy wou nie vergifnis vra nie, hy het homself gaan hang. Vriende, 4 oorsake van die sifting, en ek wil dit nie beperk by hierdie 4 nie, weens tyd ensovoorts. Kom ons noem net 4 punte. Ek glo daar kan nog baie ander wees, maar ek wil net graag 4 met u deel. Heel eerste, agterlosige en onverskilligheid. Jy weet, dit help nie ek en jy blameer iemand anderste of enigiets anders nie, maar deur my eie agterlosigheid, deur my eie onverskilligheid, kan ek my uit die waarheid uitsit. As ek wil anders te wees, agterlosig wil wees, nie my Bybel te bestudeer nie, as ek wil agterlosig wil wees, om nie die gees van profesie te studeer, alhoewel ek gesê is, die boodskap daar vir vandag is daar, gaan lees net, daar word beskryf van die probleme wat vandag in kerke voorkom, die antwoorde lê daar, dit word vir ons gegee, want die Here sê vir ons in Amos, voor die dinge gebeur, kom daar 'n waarskuwing, die profete. Dit is daar, maar ons sê dit so maklik op hier, ag nee, wat? Agterlosigheid. Die tweede punt is, vervolging as gevolg van die sondigwette, dis nou iets wat ek en jy niks kan aan doen nie, behalwe, ons moet net die Here bly volg. Die derde een is verwerping van die Laodicea boodskap. Ag nee, want kom aan, ek sal nie so ernstig wees nie. Gewoon was ons moderne tyd hierdie. En glo my vriende, dis nie net ons wat daarmee sukkel nie. Die NG Kerk vandag en baie ander kerke sukkel. Die NG Kerk, ek volg dit net so 'n bietjie, dis kom ek hulle nou pertinent noem. Tans is hulle van synode tot synode wat stry en hulle vra nog, watse kerke wil aan hierdie synode poort? Watter van die kerke wil aan hierdie synode poort? Daar's nou 'n verskil. Die verskil is, daar's die wat sê dat hierdie boek is 'n mooi verhaal, dit vertel ons van die Skepper, maar die tyd, die moderne tyd het al bietjie verander, so ons moet mense aanvaar. Mense is anders te gebore. So as hulle anders te gebore, hy's gebore 'n man, maar hy dink hy's 'n vrou, ons moet dit aanvaar. Miskien is hy gebore as 'n vrou en hy dink hy's 'n man, ons moet dit aanvaar. Wel, miskien is die persoon gebore en nou vir prostitusie, ons moet dit seker ook aanvaar. So kan as die lys aangaan, maar volgens die God se woord is dit nie reg nie. En daar in hulle ringe is daar hierdie stryd. Daar's die wat die ou woord wil volg en sê daar's nog plek vir hom, en die ander wat sê, ag dit maak nie saak nie. Groot bewegings daar wat plaasvind. So vriende, in ons eie gemeente is 'n praat van 70 oor die wêreld, in Noord-Amerika sit met dieselfde krisis.
Op sekere plekke sit ons by dieselfde krisis. Dankie Vader, ons sit in Suid-Afrika, ons het nie so baie moeilikheid as die buitelanders nie. Maar nie vir lank nie. Want Satan is uit soos 'n brullende leeu. Vriende, dan is daar die verwerping van die Laodicea boodskap. Die vierde een is die oppervlakkige kennis wat veroorsaak dat hulle mislei word in valse leer. Ek gaan dit weer herhaal want hierdie is 'n ernstige gedeelte, 'n oppervlakkige kennis wat veroorsaak dat hulle mislei word in valse leer. Hoe kan iemand groot word met die waarheid en op die einde van die dag sê na klomp 40, 50 jaar sê nee, ek glo nie daar's Heilige Gees nie. Nee, ek dink ons moet die fees hou, ons moet maar die lammetjie slag. Ek verstaan dit nie. Oppervlakkige kennis, hulle het gedink hulle het alles daar, maar hulle verhouding was nie daar nie. Vriende, ons kan lank daar gesels. Hier is net 4 vinnige oorsake wat deel van die skudding en die kan plaasvind. Hierso is die ene, agterloosheid en onverskilligheid. Indien u sou sê ek sê dit met duim met wil ek dit graag vir u beklemtoon. Hier's early writings. Dit maak 'n stelling van Openbaring 3:16 omdat jy lou is. Dit sê daar in early writings die agterloosige en onverskillige wie nie aangesluit het by wie die redding waardig geag het nie en dit nie ontvang nie. Ek het gevra wat het die groot verandering gemaak? En die engel het geantwoord dit is die laat reëns, die luide geroep van die 3de engel boodskap. Hoekom aanvaar hulle dit nie? Agterloosige en onverskillig. Die boodskap kon deur, maar ek's agterloosig. Nee, ek het nog baie tyd. Of ek's onverskillig. Ek het nodig om hierdie dinge uit te leef en ek maak ander besluite. Die tweede een is die vervolging as gevolg van die Sondagwette. Wel, ons ken dit 2 Timoteus 3:12 en almal wat ook godvrugtig vir die lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Ons gaan vervolg word as gevolg van daai wette wat gaan in plek tree. My wonder is net hoeveel van ek en u gaan staande kan bly soos in daai donker eeue tyd. Duisende en duisende het gestaan by die woord en waarheid en by Jesus en hulle het hulle lewens verloor as martelare. Hoeveel van ek en jou gaan staan? Daar's 'n tydperk wat ons nie kan koop of verkoop nie. Hoeveel van ons gaan kan staan, honger ly? Tog die Here gaan vir ons sorg. Ons moet nie 'n fout maak nie. Vriende, daar sê vir ons in Testimonies to the Church volume 5, in plaas dat hulle versterk en hulle self bevestig deur die oppositie, dreigemente en mishandeling, sal hulle lafhartig die kant van die teestanders neem. Kan ek hierdie herhaal? As jy dalk in die slaap geraak het, word net vinnig vir 'n paar sekondes wakker. Dit sê in plaas dat hulle versterk en hulle self bevestig. Met ander woorde, hierdie tyd vir die genade deur het ek en jy nodig om te versterk. Ons kan nie dieselfde bly as wat ons gister was of 5 jaar terug nie. Ons het nodig om geestelik sterk te word, geestelik te groei. En dan sê dit daar in hulself bevestig deur die oppositie, dreigemente en mishandeling sal hulle lafhartig die kant van die teestanders neem. Lafhartig die teestander neem. Die derde punt daar verwerping van die Laodicea boodskap, Openbaring 3:16, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, ek sal jou uit my mond spieg. Ja, is bewys op bewys dat hierdie punte wel in plek is. Early writings sê die volgende oor hierdie ene. Sommige sal nie in die regheid getuienis gaan nie. Hulle sal opkom teen dit en dit is wat die skudding tussen God se kinders sal veroorsaak. So wat veroorsaak die skudding tussen die kinders van die Here en God self? Om die regheid getuienis nie te aanvaar nie. Jy hoor hom, maar ek wil hom nie volg nie. Jy het jou eie opinie oor dinge. My interpretasie is, my siening is, ek dink dit is so. Wat van as ek in die eerder sê, wat sê God vir ons? En ons aanvaar wat hy sê. Verder vriende, die roep is, kom en aanbid God. Ons is deur daai donker eeue, en hier op die einde kom daar die engelboodskap, en sê, vrees God, en gee hom heerlikheid. Die fokus is weer aan aanbidding. So ek en jy het ons nodig om ons eie self en ek neer te lê, ons eie gedagtes neer te lê,
leer God ken. Maar ook, hoe moet ons hom aanbid? En ons leer baie die Ou Testament met daai feeste en alles, ons leer baie. Ek sê nie ons gaan terugkeer om goed te slag nie, maar ons leer baie daaruit van aanbidding en hoe ons behoort te aanbid, want ons gaan vir ewigheid God aanbid. As jy dink dat ons gaan hemel toe, dan gaan ons daar tyd spandeer vir 1000 jaar, dan gaan hierdie aarde herskep word. As jy dink ons gaan nie hier aanbid nie, dan maak jy 'n baie groot fout. En dit klink eintlik lagwekkend. Ek het so rukkie terug iemand gehad wat my sê, maar leraar, wat praat jy van ons gaan huise bou? Ons gaan mos nie werk nie. Ons gaan in die stad bly. Ja, wat praat jy van Sabbat en aanbidding? Ons is mos klaar daarmee. Dis ewige lewe. Jo, het jy dan die halwe van die boodskap gekry? Skepper gaan daar wees. Skepper was daar nog altyd. Aanbidding is nog altyd daar. Ons het net nodig om in die ware aanbidding te kom en te bly. Daarom is daar hierdie roep van die Skepper af. Kom, wees my gehoorsaam. Kom leer wie ek is. Leer om my te aanbid. Dan die vierde een, oppervlakkige kennis wat veroorsaak dat hulle mislei word in valse leer. Het sê daar in Testimonies to Ministers, bladsy 475, ek sal mense op die grond hê, sê Satan, as my agente, manne, wat valse leringe, ek seker die vrouens sê, jy sien, dis die manne wat die stouters is. Dis hulle wat gaan mislei, ons vrouens is veilig. Daar's vrouens ook. Ek het gesien al hoe 'n vrou van, sy was, as ek dit nou reg het, sy was oor die 80, maar ek skat, as ek dit nie mis nie, sy was 85 jaar oud. 'n Ou tannie wat kom van die VSA, en sy het gekom by die klein kerkie, dit was in 'n distrik waar ek 9 kerke gehad het, so jy sien hulle eenmal in 'n kwartaal, so is baie maklik vir iemand om in te kom, mits die ouderlinge sterk genoeg op hulle voete staan. In hierdie kerk wat ek nou na verwys, het ek nie gaan noem van die name nie, die ouderlinge was bietjie slap. Die tannie het gekom met 'n baie stil gesindheid en klomp aanmerkings begin maak in die Sabbat lesstudie oor die skrywer van Ellen White sê die, Ellen White sê die, Ellen White sê die, en mense, sy ken hierdie woord, joh, wie is jy? Nee, sy gee haar naam. Maar waar is jy nie? Ek is van Amerika. Woe! En jy weet ons Suid-Afrikaners, so mal oor Amerikaners, is dit nie? As hulle so, hulle stem kan mooi maak soos Amerikaner, en hulle praat eegewat, hulle noem dit by naam, en ek gaan kyk, maar sy praat die waarheid, dit staan daar, wraggies, nee, sy's uniek, wow, ek wil meer weet, en hulle vra vir haar, kan jy nie vir ons lesse gee nie? Ja, sure I can, Sabbath afternoons, we can, en dan wanneer die leraar daar is, dan sy nie daar nie. En daar was eendag, ons kom van 'n ander gemeente of ons ry verby daai dorpie en ek sê vir my vrou, kom ons gaan net in kyk of miskien is daar iemand daar, kan ons dalk net 'n bietjie die Sabbatmiddag met hulle tyd spandeer. Ek dink hulle het dalk 'n saamete. En wraggies, hulle was daar. En raai wie gee die lesings? Dis all auntie, over 80 years old, with a knowledge of Ellen G. White, dit skrik vir niks. Teen daai tyd was dit al klaar te laat, maande was al verby wat niemand het gepraat nie. Ek het gewonder wat aangaan, want elke Sabbat, wanneer ek daar gaan praat, onthou nie elke Sabbat nie, elke Sabbat, na die paar weke wat ek daar uitkom, die 3/4 van die mense, as jy nou bid, dan val hulle almal op die knieë. Nou, ons doen dit mos, daar is mos 'n hoofgebed, want ons almal kniel, maar elke gebed, ons bid nou vir die offergawe, hulle almal kniel. En as jy nie te gewone kniel, hulle buig laag, asof die gewone kniel nie van toepassing is. Laag lê. En dan is daar, terwyl jy praat, hulle kyk nie jou in die oë nie, hulle kyk almal in die grond vas. En die gedagte het deurgekom, die huidige waarheid is, die nuwe leraars praat onsin, hulle kan jou nie meer lei nie, en as jy hom gaan kyk in die oë en hy gaan met jou praat, hy gaan jou manipuleer, hy gaan jou demonies maak, en. What? So daar is die leraar uitgeskakel, daar is die konferensie uitgeskakel, want hulle het gesê, die konferensie word die antichrist, hulle gaan katholiek word. Huidige tye, huidige waarheid. Het was letterlik 'n paar maande, jy kon niks maak met daai mense nie. En vriende, dit het lank gevat, toe het ons eendag middag net 'n lesing gegee, om hierdie mense te kan identifiseer.
wie die buite in die kerk is en wat ons wil infiltreer. En elke punt wat genoem word en wat uit die gees van profesie kom en uit die Bybel, sê die lidmate, ons sien dit. Dis die tannie. Dis die tannie. Net daar met koppe gesak in skaamte. Die ouderling was so bekom en hy het nie geweet wat se kant nie. Hy het met ander ouderlinge gepraat in 'n ander dorp en daai ouderlinge sê vir hom, dis jou fout. Jy het gefouteer want daar's prosedure in plek. Jy moes uitgevind het wie die tannie is, waar's haar lidmaatskap. Jy weet nie eens waar haar lidmaatskap is nie. Ek het die tannie gaan besoek met 'n ouderling, een van die wat die toestemming gegee het. Hulle was geskok. Die tannie wou amper nie eens praat nie. Sy kyk net daar in die hoek, nee, sy kyk nie vir jou nie. En ek het vra toe, omdat ek goed weet, vra ek haar, wat sy boodskap gee, wat sy heilige waarheid. En dus toe sy uitkom, daai ouderling het nie geweet wat sy kan doen nie. Kop in skaamte. En daarom vriende, is hierdie dinge so maklik om mislei te word. Ek en jy is so beskermd as ons net die dinge uitrig wat vir ons gesê word. Ons handleiding byvoorbeeld, alles daar is daar gelei deur die Heilige Gees, ek glo dit met my hele hart. Dit is bietjie ongemaklik, hier kom 'n spreker, ek is ongemaklik, maar ons moet nou eers daai kerk gaan vra, is hy nog suiwer, kan ons hom gebruik? Ja, maar dis prosedure, deur rade, dis te lank man, dis onnosel, kry die ou sommer dadelik. Dan kom die ou en praat hy hierso, hy praat hierso voor jou, alles reg, maar vanmiddag, by die middagete, dan spin hy jou kop de mekaar, jy moet die fees te hou. Hy spin jou kop de mekaar, volgende week kom hy sê, Leraar, ek weet nie meer nie, ek weet glad nie meer, my kop is de mekaar, want jy het die deur oopgemaak, prosedure is nie gevolg nie. Vriende, dit sê hier verder vir ons, ek gaan dit net weer sê, sorry as ek so baie praat, ek sal mense op die grond hê, sê Satan. Hy plant letterlik mense, hy het daai tannie van oor 80 geplant, niemand sou kon glo, 'n tannie van 80. 'n ou leraar, in die 70s, by dieselfde kerk, selfde issues. Hy was 'n leraar in ons kerk. Hy het uitgeval want hy was oorwerk. En toe sy mislei. Hierso gaan die stelling verder. Ek sal ook ongelowiges voortbring wat twyfel sal uitspreek in verband met God se boodskap en waarskuwing tot sy kerk. Het jy al mense gehoor wat heeltyd twyfel? Ek twyfel oor hierdie konferensie. Maar ek twyfel oor hierdie leraar. Man, ek twyfel oor hierdie ouderling. Ek twyfel oor hierdie lidmaat. Ek twyfel oor die, ek twyfel oor daai. Het jy dit al gehoor? Partykeer doen ons dit en ons maak verkeerd want ons speel nie die rol nie. Want Satan gebruik dan ons kinders dalk te veel en dan gebruik die duiwel dit tot sy sin. Maar hier is die stelling, hy plant mense hier wetend of onwetend om hierdie onmaai te sin. Soos daai gemeente wat ek nou net na verwys het, want daarna het ek ontdek, daar's nog ander kerke wat dieselfde het, en dis toe hulle begin het met daai beweging van die Heilige Gees, daai uitsworing uit. Die nie so sê, sou die mense die vermanning glo, het ons maar min hoop om hulle te oorwin. Luister jy na die woorde? Sou die mense die vermanning glo, sou hulle daai storie glo, sou hulle daai klein saadjie net 'n bietjie glo, sê dit daar, het ons maar min hoop om hulle te oorwin. Want hulle voel, ons het nog nie die volle prentjie gekry nie. Dit sê dan, maar as ons hulle gedagtes van die waarskuwings kan weerhou, sal hulle onkundig bly in ons mag bly en ons sal hulle verseker in ons geleedere. Vriende, daai testimonies to the church, testimonies to the ministers, daai is boodskappe vir vandag en dit vertel ons hoe ons dinge moet hanteer. Die vierde punt, oppervlakkige kennis wat veroorsaak dat hulle mislei word in valse leer. Valse teorie, omhels met klere van die lig, sal aan God se kinders voorgelê word. So sal Satan hulle probeer mislei, selfs as dit moontlik is, die verkiestes. Mees verleidelik deur invloed sal hulle gedagtes gehipnotiseer word. Second Selectus Messages, bladsy 368. Valse teorieë, omhels met klere van die lig. Hulle klink so reg, maar is so verkeerd.
So vriende, hoe om hierdie dinge te vermy? Ons kan aangaan punt na punt en punt, na stelling. Maar ek dink u het genoeg gehoor. Ek sien die tyd sê vir my, julle het genoeg gehoor op die oomblik. Ons sal verder nog aangaan. Maar hoe kan ons hierdie dinge vermy? Nou gaan u verbaas wees. Want u verwag nou iets groots, né? Nee? Ek wil amper vra, wie van julle verwag iets groots om te doen? Maar dit sal nou dom wees. Want jy mag dalk skaam kry. Dis die algemene, heel eerste een. 1 Korintiërs 10:12 sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Die waarskuwing wat van die begin af van die disippels gee, Here, wanneer gaan ons hierdie dinge sien? Pas op dat julle nie mislei word nie. Was dit nie Jesus se woorde nie? Dit kom weer eens hier, Paulus sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ek en jy wat sê, ek en jy dink ons staan nog in die waarheid. Ek en jy dink ons is nog reg, ons kom Sabbat na Sabbat die kerk toe. Ek en jy onderhou die dinge. Van ons het groot geword in die dinge. Van ons het al ander kerke gelos om die waarheid te kom kry. Niks kan my meer raak nie. Ons is vas. Dit sê hierso, die waarskuwing kom, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En ek kyk terug na die name wat aan die ander bewegings begin gaan het. Groot name, selfs leraars wat uitgeval het. Evangeliste wat uitval. Omdat hulle eie goed begin kwytraak. Hulle het gemeen, hulle gaan staan. En hulle was nie versigtig nie, hulle het gaan rondspeel en krap hulle nie moed nie. In plaas dat ons net aan die woord moet vashou. Die tweede een daar is en die derde een is onderhou ongebroke kontak met die hemel, met Jesus. Ander woorde, daar kom die wapenrusting van Efesiërs 6 in plek. Ja, ander woorde is die algemene Bybelstudie, gebed, geloof, die verlossing, die helmet van verlossing, bly glo in Jesus. Al die dingetjies kom in plek. Niks niets nie. Die derde een is gebed en Bybelstudie. Ag vriende, ons hoor hierdie dinge. En daarom wil ek vir u weer vra, net oor die tyd terwyl jy Heilige Gees lei, vra jouself, word my Bybelstudie, word my gebed, word my aanbidding op Sabbate, word dit aanvaar deur die Here die Skepper? Want ek het nie dink dalk wat godsdiens is. En miskien is daar 'n ander prentjie wat hy in gedagte het. Net byvoorbeeld, jy het dalk gekom vandag om 'n sekere lied te sing, of om iets te hoor, of deur iemand te praat, dalk. Maar ons is hier om die Here te verheerlik, heel eerste. Ja, hy gee vir ons 'n boodskap vandag, maar ons is hier om hom eer te bewys. Hy is my Skepper. En dis waarom die offergawes en die tiendes en al daai goedjies, alles in plek val, ons bring eer aan die Here. En vriende, dan is daar neem aksie, jy kan niemand blameer nie. Daai was net 3 belangrike punte wat ons daar gesien het. Daai 3 is baie belangrik. Nou hierdie volgende is neem aksie. Heel eerste ding is, kry uit daai kop van ons uit, dat ek iemand kan blameer. As ek afvallig raak, of as ek nie in die kerk is nie, of as ek minder bid, of minder Bybelstudie doen, is dit nie as gevolg van iemand nie. Dis ek myself. Want vriende, as iemand mislik raak teenoor my, of as iemand my uitskel, of skinder vir my, of jy weet, as daar teenkanting is, dan hoort ek eintlik by die voete van Jesus te wees, sê, Here, iets is ongemaklik in die huis, ek wil nie die ongemaklikheid hê nie, lei my, want nou bly ons weg, en beskuldig mense. Die tweede punt is, onderhou ongebroke kontak met die hemel, met ander woorde met Jesus, ander woorde daai wapenrusting. Ongebroke kontak. Ons kan nie die wapenrusting 'n Sabbat aantrek of op 'n Woensdag aantrek. Ons moet op elke dag aantrek. Daai is 'n lewenstyl. Elke dag Bybelstudie, elke dag gebed, elke dag, julle kry die punt. Die derde een is neem verantwoordelikheid oor jouself en jou huis. Neem verantwoordelikheid. As daar iets is wat nie lekker is nie, kyk in die spieël en sê, wat het jy gedoen, Henry? Dat jy hierdie kwytraak. Waar is jy? Here, toon aan my. 4, bevestig wie jy is en wie jy dien. Elke dag, as ons oë oop gaan, moet ek net bevestig, wie is ek? En aan wie behoort ek en wie dien ek? 5, neem die reguit getuienis in aanvaarding. Moenie die getuienisse van die woord en gees en profesie vat en begin rondspeel. Vat dit soos dit is.
Vra die leiding van die Heilige Gees. 6, verbreer jou kennis. Wow, leraar, jy gaan my maar voorberei vir die doop, maar asseblief, weet net, ek het groot geword, ek lees nie, ek's 'n man, ek het die werk, ek hou nie van lees nie, leraar, ek verpestel my, man, ek het nie lees. Laat jou vrou vir lees, leraar, dan raak ek aan die slaap. Ja, leraar, as ek lees, dan raak ek aan die slaap. Wat 'n vreeslike man is hierdie sies, tog hy werk so hard. En ek het ook van lees gehaat, met 'n pas, my pa het altyd gesê, lees. Hy het my self nie 'n voorbeeld gewys, maar hy het gesê, lees. En ek het dit vir my, maar toe ek Jesus aanvaar het, ek kan nie meer ophou lees nie. Ek kan amper nie lees, julle het my spelling gesien, julle hoor hoe ek party goed weer spreek, en ek onthou nog die een prof by Helderberg, in my 4 jaar, hy sê, just remember, you in 4th year, your pronunciation should be right, en hy praat van Grieks, toe was alles vir my eweskielik Grieks. Maar daar's groei, ons kan verskonings maak, sê man, en ek is laaggraad gewees, ek is bietjie stadig, die dokter het verklaar ek is stadig, ek kan alles sê. Maar as jy tyd begin spandeer, jy gaan begin lief word daarvoor, want hierdie is nie net lees nie. As ek en jy verklaar, hierdie is lees, dan het ek en jy 'n probleem. Hierdie is om na die woord van die Here te luister. En ons ontvang dit net as ek en jy lees. Ek het nou die dag vir 'n persoon gesê, wat na preke luister, maar leraar, ek lees nie, maar ek luister preke, elke dag, 2, 3, 4 preke. Dit is fyn, onthou net, daai uit gelees, en hy bring ietsie kleins, want die woord is so vol, 'n lewendige woord, die Here het so begeerd om met jou persoonlik te praat. Nou luister ons na 'n preek wat in Amerika gegee word, met alle issues, nie eens met 'n issue van self nie. Het u geweet, as ek voorberei vir die Sabbat lesstudie, of die boodskap hier, dit is nie my aanbidding in die oggend of in die aand nie. Jy het 'n persoonlike tyd nodig, wat sê die Here vir my? En dan moet ek uitwerk, wat sê die Here vir die persoon by hierdie huisbesoek? Wat sê die Here vir die bid hier? Wat sê die Here vir die gemeente vandag vir die Sabbat? Alles, as ek hierdie gebruik het as my deel van my eie aanbidding, dan sal my geestelikheid daar wees, en my verhouding met die Here sal, ek sal hom mis, maar ek sal 'n boodskap van die Here bring. Daarom val baie mense uit, want hulle is so besig om die woord aan mense te gee. Nou maar ek lees mos, leraars met kerklidmate, ek lees, bring ek nie die woord vir jou nie? Ja, jy doen, maar ek het 'n persoonlike kontak gemis. Die rede hoekom ek hierdie vir jou noem is, jou eie lees is van kardinaal belang. Verbreer jou kennis. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, Jakobus 1 vers 5, ek gaan 'n opsommetjie maak van die gedeeltes, jy kan dit self gaan lees. Timoteus daar sê, dat die woord, as jy dit lees, hy berei jou voor vir 'n goeie taak wat voor lê. En in Jakobus 1:5 sê daar vir ons, ek en jy kan vir die Here vra, Here, gee my wysheid, ek is toe, hoor, gee my wysheid. En hy sê daar, hy sal vir ons wysheid gee, sonder om ons te oordeel. Met ander woorde, François, as ek 'n sondaar is, en ek is so ver weg van die Here, en ek vra net vir vandag, Here, gee my wysheid, ek het nodig om uit te vind, hoekom het u gesterf aan die kruis? Die Heilige Gees gaan daar vir my openbaar. Hy gaan my nie oordeel van my sonde nie, hy gaan my die wysheid gee. En dan kom vers 6 en sê, maar ek moet dan vir hom vra in gebed daarvoor, en ek moet hom glo en vertrou, dan sal ek dit ontvang. Dan nommer 7, die laaste punt, vrees God en gee hom heerlikheid. Aanbid hom. Wees hom gehoorsaam. Aanbid hom. As ons 'n beeldjie moes gehad het, en jy weet, soos 'n party, dan gaan hulle spandeer so baie, vir iets kniel, dan voel hulle goed. Ek en jy is nog beter, ons dien 'n lewendige God. Ons kan nie nou sien nie, ons ervaar hom, ons hoor hom, hy's met ons. Dis iets wonderbaarlik. Maar hy sê, ons het nodig om hom te aanbid. Hy roep ons. So vriende, in verband met oorwinnaars, sê daar, dis nou Early Writings bladsy 271, hulle beweeg. Nou hierdie is, daar word vir ons 'n prentjie gegee, die wat oorwin, né? In die laaste era, leef ek en jy in die laaste tyd, in die laaste ure, laaste paar minute. Die wat oorwin, hierdie is dit, hulle beweeg in presiese rigting, soos 'n bataljon van soldate. Hulle het erge konflik deurstaan, hulle het oorwinning behaal, hulle het 'n heilige vreugde.
Wow, okay, kom ons gaan. Nee, ek wil vanaand net iets beklemtoon. Dit sê daar 'n presiese rigting. Hulle beweeg in presiese rigting. Dit sê nie daar en hy loop in noord en sy loop oos en die ene loop suid en die ene loop wes. Nee, dit sê daar hulle beweeg in presiese rigting. Met ander woorde, gelowiges saam loop in dieselfde rigting. Ek en jy is medegelowiges, ons loop in dieselfde rigting. Ons glo in dieselfde boodskap. Ons hoor dieselfde stem. Ons het dieselfde sendingsopdrag. Ons het dieselfde boodskap dat elke een van ons is 'n getuienis wanneer ons hom aanvaar as ons meester en verlosser. Maar nie een daar en een daar. Hierdie week is ons afgesonder, maar dan speel dit 'n rol, want daar moet ons gaan getuig, maar ons kom weer terug en ons het dieselfde rigting. En dan sê dit daar, hulle het erge konflik deurstaan. Wow, jy sien, die Here het geweet, ons gaan baklei en stry. Is daar 'n huwelik hier wat daar nie konflik was nie? Kan enige een van my sê as daar is? Asseblief, want dan wil ek graag bedank as 'n voorhuweliksberader en 'n huweliksberader, dan kan julle dit oorneem met die grootste graagte en ons die geheime vertel. Is daar enige huwelik hier wat nog nooit konflik gehad het nie? Nou, liewe vriende, ons verhouding met die Here is soos 'n huwelik. Hy kom om sy bruid te kom haal. Ons het konflik hier, maar dit sê hier, die wat oorwin is, die wat die erge konflik deurstaan het. Met ander woorde, as ons konflik hier het, gaan ek nie by die huis wees, ek het nie tyd vir daai nonsens nie. Ek gaan net nie weer terug nie. Wat 'n plek is daai? Hierdie stryd, hierdie spinne. Hy wat oorwin, wat die konflik oorwin, wat dit deurstaan het en gebly het, ons deurdruk dit. Die ander punt is, hulle het oorwinning behaal, hulle het 'n heilige vreugde. Kan u sien, hoe kom ons nie net moet wegbly as ons met iemand 'n kwessie het nie? Vriende, die gebed kom weer sterk en ek wil graag vir u vra dat, as dit nie in u hart is, maar dat ons vir ons gemeente bid, dat ons hierdie boodskap hard en duidelik hoor. Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Ek nooi u graag, liewe vriende, om uit te rig daar wat ons hoe om hierdie dinge te vermy. Ek nooi u graag uit om hierdie aksie te neem. Ons sal hierdie op die WhatsApp groepie plaas. Maar meer nog, as u alles vergeet, onthou net een ding. Hou u verhouding met jou Skepper God in plek. En dan die tweede gedeelte. Kom ons wees vergewensgesind met mekaar. En as boetie en as sussie lei ons en ons help mekaar. As daar iemand was wat 'n paar weke weggebly het of 'n paar maande, kom ons gaan besoek daai persoon. Die leraar is dalk nie, hy kan dalk gaan besoek, ja, maar iemand wat 'n ou vriend is, kan hom gaan besoek. En deur daai een besoek en daai oproep en gelukkige verjaarsdag, gaan daai persoon terugbring. Maar baie gaan hulle vrees wat gaan hulle vir my sê? Ek dink jy kry die boodskap. Elke een van ons het 'n rol om te speel in hierdie prentjie. En liewe vriende, hierdie is harde woorde van die skudding, maar ek en jy hoef nie te vrees nie. Ja, ons gee dit vir u vandag, en ek wil glo die Here wil hê, ek en jy moet weet, dis wat gebeur en dit het al begin gebeur, maar ek en jy het nodig om standvastig in Jesus te wees. Is jy standvastig in Jesus? Kan jy ander help om standvastig te word, om 'n goeie verhouding met hulle te skep? Kom ons bid. Ons hemelse Vader, baie dankie, dat u vir ons elkeen so innig lief het, dat u na al hierdie lange tyd en jare wat verby is, nog steeds vir ons waarsku of nooi, om u te gehoorsaam en u te aanbid. Ag Here, dankie vir u lankmoedigheid. Dankie vir u liefde wat u vir ons elkeen het. Ag Here, was dit nie vir u liefde nie, is ons so seker dat u nie sou gekom het om u lewe te gee het vir ons nie.
So Here, ons sien en hoor dit duidelik. U het ons elkeen so lief. Vader, dat U seun gestuur het. Jesus, dat U gekom het, U het voor die grondlegging van hierdie aarde gesê, U gaan U lewe gee. Dankie Jesus. Heilige Gees, ons dank U in die naam van Jesus vir U leiding vandag. Ons dank U dat U ook so geduldig is en Jesus aan ons openbaar. Ons is ewig dankbaar. Bewaar ons en hou ons, Here, en leer ons om mekaar te verdra en lief wees te vir mekaar en as 'n eenheid dieselfde rigting te beweeg, hemelwaarts. Ons prys U, ons is lief vir Here, in Jesus naam. Amen.